Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker op hierdie Dinsdag, die 24ste Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, wanneer ons Bybels oopmaak en ons begin lees, daar in Genesis van die seun, en daai en sy seun het 300 jaar oud geword en 460 jaar oud geword en die meeste mense raak dan verveeld met dit. Adam se seun Set is gebore toe hy so jaar oud was en dit wil mense nie regtig verder lees nie. Maar mens besef nie regtig wat mens mis nie. Want van Adam af tot by Noag het 1556 jaar verbygegaan tot op die dag toe Noag begin bou het aan die ark. Met ander woorde, 1000 jaar, net meer as 1000 jaar het verbygegaan toe Adam gebore was, toe Noag gebore was. 1000 jaar het verbygegaan van Adam af tot by Noag, want Noag was 500 jaar oud toe hy begin bou het aan die ark. Hy was 1656 jaar oud toe die vloed gekom het. En min of meer 1000 jaar later is Moses gebore. Na Noag, na die vloed. En toe Moses gebore is, het hy Israel uit Egipte uitgelei. Nou word nie baie vertel vir ons tot en met Moses nie. Die stories het eintlik begin nadat Moses gebore is. En een van hierdie stories wat vir my baie opwekkend is, wat my 'n skrik gee, is die feit dat as ons nie die Ou Testament lees nie, gaan ons nie God leer ken nie. Want God laat nie met ons speel nie. En God speel nie met mense wat ongehoorsaam is tot hom nie. En ongehoorsaamheid is nie net om God te aanbid nie. Dit is om nie na sy stem te luister nie. Nie na sy opdragte te luister nie. En ek is jammer om te sê vanmôre dat baie van ons is nie gehoorsaam aan sy opdragte nie. En ek moet sê, myself kom baie keer tekort aan die opdragte van die woord. Maar wanneer ek iets besef, dan probeer ek 'n punt maak daarvan. En ons kan tog seker nie by alles hou nie, want partykeer is ons swak, partykeer is ons in die vlees. Dis 'n gestoeiery. Maar ons moet waaksaam bly en ons moet oorwin. Ons moet beklei teen ons swakheid, ons moet beklei teen die vlees, ons moet beklei teen die kommers en alles wat die lewe op ons pad gooi. Maar die ware ongehoorsaamheid lees ons gereeld van, ook in die Ou Testament. In die dae toe God die priestersampt volgemaak het met Aaron en sy seuns. Daar het dit begin en Nadab en Abihu in Levitikus 10 het dinge gedoen wat hulle nie moes nie. God het nie vir hulle 'n bevel gegee om 'n offer op te neem nie. En hulle het elkeen 'n vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Onthou, die Here was daar, die tabernakel was opgerig. Die Here was daar in 'n vuurkolom en in 'n wolkkolom. En hulle het gedoen wat hulle nie moes doen nie. Hulle het iets gedoen wat hulle nie beveel was om te doen nie. En God het dit nie ligtelik opgeneem nie. Hy het hulle verteer. Hulle het dood neergeval. Net daar. Toe sê Moses vir Aaron in vers 3, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê,
In die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik, maar Aaron het stil gebly, en Moses het Misel en Elsafan, die seuns van Usiel, die oom van Aaron, geroep en aan hulle gesê, kom nader, dra julle broers van die heiligdom af weg, buitekant die laar uit. Toe het hulle nader gekom en hulle in hul rokke buitekant die laar uitgedra, soos Moses gesê het. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, laat julle hare nie loshang nie, en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toorn teen die hele vergadering losbreek nie, maar julle broers, die hele huis van Israel, kan die brand beween wat die Here aangesteek het. Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie, want die salfolie van die Here is op julle, en hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses. En die Here het met Aaron gespreek en gesê, moenie wyn of sterk drank drink nie. Jy of jou seun saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'n ewige insetting is dit vir julle geslagte. Luister baie mooi. 'n ewige insetting is dit vir jou en julle geslagte. En julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge van die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. God vat dit baie ernstig op as iemand sy woord moet oordra. Jy sien, die priesterskap, die mense wat die woord moes oordra aan die volk, die mense wat moet seker gemaak het die offers word gedoen. Hulle mag nie sterk drank oor hulle lippe gehad het as hulle by die tent van samekoms inkom nie. Met ander woorde, hulle kan nie kom by die punt waar hulle met God wil spreek as daar drank in hulle liggame was nie. Alkohol. God laat nie met hom speel nie. Jy sien, die mensdom in vandag se dae het God goedkoop gemaak. Goedkoop. Dink hulle kan van hom praat soos hulle wil, met hom praat soos hulle wil. God is heiligheid. En die mense het geen vrees meer vir hom vandag nie. En dis nie op almal gemik nie, maar baie mense, en ek praat van pastore self, geestelike leiers self, het nie meer respek vir God nie. Hulle het nie meer daai vrees wat hulle moet hê nie, wat hulle veronderstel is om te hê nie. God laat nie met hom speel nie. Hy slaan, en as hy slaan, slaan hy hard, want hy is God. Dit is sy creation hierdie. Sy maaksel, en hy kan daarmee maak net wat hy wil. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet sy woord volg. Die Ou Testament het nie weggeval nie. Jesus het dit vervul, nie weggeneem nie. Niks is weggeneem nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde, vir die genade. Al het ons baie foute, weet ons, Here, dat u woord is staande. En wat in u woord opgeteken is u bevel aan ons. Dis die riglyne wat aan ons gegee word, sodat ons kan lewe. Sodat ons kan groei in gehoorsaamheid, en kan wees waar ons moet wees. Sodat wanneer u roep, ons kan sê en antwoord en sê, hier is ons. En ons dankie daarvoor, Vader. Vergewe ons ongehoorsaamheid. Wanneer ons eie wil volg in plaas van u woord, Here. Maar rig ons in die regte rigting en maak 'n lig vir ons voete in Jesus Christus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.